Goeienaand en hartlik welkom by nog 'n episode van Praag TV. Het gaan vanaand oor die Tembisa korrupsie kring uit. Suid-Afrika verkeer natuurlik in die greep van korrupsie sedert 1994. Trouwens, ek dink dit het selfs voor 1994 begin. Ons kan nou 'n bietjie daarna verwys ook. Maar voordat ons daarby kom, wil ek jy net herinner aan ons Paul Creer boek, wat nog steeds te koop is. Die prys het intussen 'n bietjie opgegaan, want ons kon dit nou nie heeltemal meer teen die weggee prys van R200 beskikbaar stel nie. Na Creer se verjaardag op die 10de Oktober, hy kos nou R300, wat nog steeds 'n baie goeie prys is vir so 'n hardbandboek, 'n dik hardbandboek van 'n baie uiterste hoë gehalte. En ons hoop dat jy steeds sal belangstel om die boek aan te skaf. Die skakel verskyn hieronder in die beskrywing, waar jy kan klik en dit kan bestel, en ons lewer natuurlik landwyd af teen R60 binne 24 uur tot 48 uur, selfs in die verste uithoeke van die land. Ja, ek dink die feit dat die poskantoor so half ondergegaan het, is miskien nie so heeltemal 'n slegte ding wat met ons gebeur het nie, want deesdae is daar soveel doeltreffende koeriers wat ons bedien, dat dit eintlik lekker is om boeke aanlyn te bestel. Nou maar terug by die probleem van die Tembisa korrupsie. Wel, soos ons weet natuurlik, daar was 'n aantal Lamborghinis, 3 Lamborghinis wat aan huis van Hangwani Maumela is sy naam. Hy is blykbaar die hoof van hierdie syndikaat wat die Tembisa Hospitaal se geld verduister het. En daar was 'n hele paar video's en so meer en foto's van die Tembisa korrupsie, wel, die Tembisa Lamborghinis. En hier is dit nou die spesiale ondersoekeenheid. Looks like quite an expensive vehicle. Lamborghinis van Hangwani Maumela by sy woning besig is om op te laai. So, this is one of the cars that are being removed from the property. We understand that literally less than 500 kilometers are on the clock of this particular car. This is a Lamborghini, not too certain what kind of Lamborghini. And here's another car. This also looks like a Lamborghini. Yeah, this also looks like one of the Lamborghinis that are being removed from the property. So yeah, cars are being removed from the property and put into this truck. So you'll excuse my limited knowledge on cars, but this looks like quite an expensive vehicle. Yeah. Nou ja, daar het dit is die gesig van die nuwe Suid-Afrika en van die byna R1 miljard wat by die Tembisa Hospitaal verduister is. Kan 'n mens glo dat daar individue is wat geld by hospitale wil verduister? Maar dit is natuurlik dieselfde mense wat vir die Afrikaner morele lesse elke dag leer oor die verskriklike wandade wat ons voorouers en so ver terug as Jan van Riebeeck gepleeg het. Maar ons Suid-Afrika is midde in 'n korrupsiegolf soos ons seker nog nooit tevore in hierdie land of in baie min ander lande ter wêreld ooit gesien het. Maar nou die jongste nuus aangaande die korrupsie in die gesondheidsdepartement van Gauteng is dat daar is nou nog 'n individu, sy naam is Lesiba Malotana. So lyk hy. Hy is dan die LER vir gesondheid in Gauteng. Dit is onder sy bestuur
of gebrek aan bestuur, maar hy het waarskynlik ook daarbey gebaat, dat hierdie korrupsie en geldverduistering en tenderpreneurskappe plaasgevind het. Maar hy is nou ook geskort, wonder bo wonder, deur Panyaza Lesufi, die sogenaamde premier van Gauteng. Ja, die einste Panyaza wat my so 'n paar jaar gelede verlaster wou dagvaar oor een of ander onskuldige ding wat ek destyds op Twitter, dit was nog nie X nie, gesê het. En 'n hele horde prokureurs het begin om vir my briewe te skryf en hulle. Daar was 'n regter. Ons moet op 'n stadium bietjie uitwy oor die regstelsel in Suid-Afrika ook. Daar is 'n regter, regter Dippenaar. En sy het blykbaar die prokureurs van Lesufi toestemming gegee om die stukke op my te beteken per direkte boodskap op Twitter, wat ek nooit gesien het nie, want Lesufi het my al nog voor hierdie gebeur het hy my versper op Twitter. Dus kan ons nie met mekaar kommunikeer nie, en desnieteenstaande het sy prokureurs vanaf sy Twitter-rekening destyds vir my 'n boodskap gestuur om dokumente op my te beteken of iets van die aard. En hierdie regter Dippenaar van Johannesburg, hulle daartoe toestemming verleen. Gelukkig vir my het dit die saak is stille dood gesterf en sy eis het sekerlik teen hierdie tyd al verjaar, want dit is langer as 3 jaar gelede. Maar niks in Suid-Afrika of in die regstelsel of in die gesondheidsstelsel of in watter staatsdepartement ook al sal my meer verbaas nie. Dis hierdie LER vir gesondheid, wat is sy naam nou weer, Lesiba Malotana, wat nou geskort is deur Lesufi. Hy het blykbaar 'n leefstyl audit ondergaan. En toe is daar bevind dat hy beskik ook, hy lei ook 'n baie luukse lewe hier in Johannesburg, wat nie heeltemal strook met sy maandelikse salaris by die Gauteng regering nie. En onder andere, en hy is dus bestempel deur die ook die spesiale ondersoekeenheid as 'n hoë risiko geval. Wel, is nogal hoë risiko as daar in sy departement byna R1 miljard wegraak by Tembisa Hospitaal en Lamborghinis gekoop word en al sulke dinge. Maar hy self bly blykbaar in, ons weet nie wat sy motors hy bestuur nie, of hy in sy versameling het nie, maar hy bly in Sandhurst, hierso in Sandton. Nou Sandhurst is miskien nie die voorstad wat eerste by mense opkom as jy nou dink aan dierhuise in Suid-Afrika nie. Mense dink gewoonlik aan Kaapstad en Constantia en Clifton en sulke plekke, waar dan natuurlik geweldig baie buitelandse geld ook bestee word, en ek dink alweer aanvaar ons dat eiendom in Kaapstad is oor die algemeen duurder as in Johannesburg. Maar nou ja, jy weet, hier in goedkoop Johannesburg, en die agtergeblewenes hierso in Johannesburg, hulle, ja, daar hierso in Sandhurst is daar 'n paar luukse eiendomme te koop, en ek het hier so 'n bietjie gaan kyk na een van die eiendomsagente se bladsy om net te sien wat kos huise in Sandhurst, wat deur die LER vir gesondheid, hy bewoon 'n huis daar. Ek sal nou vir julle dit sommer hier op die skerm toon. Nou ja, hierso is 'n winskoopie teen, dis 'n 7 slaapkamer huis in Sandhurst, R150 miljoen. En dan reg onder hom is daar ook te koop 'n 5 slaapkamer huis in Sandhurst teen R89 miljoen. Nou vir mense in die Kaap is dit nou nie baie geld nie, maar in Johannesburg, ja, R89 miljoen, dit is nogal geld weer. Dis omtrent $5 miljoen. Dan 5 slaapkamer, ja, dan kom die pryse 'n bietjie af, 5 slaapkamer huis, R35 miljoen, nog een vir R35 miljoen ook in Sandhurst. Dan is daar 'n 6 slaapkamer huis, dis seker 'n winskoop, teen R32 miljoen. As ook 'n leë erf in Sandhurst van amper byna 4000 vierkante meter vir R30 miljoen. Nou,
iemand wat in Clifton woon, of wat ek al, Constantia, hy sal sê, dis 'n winskoop, maar R30 miljoen, jy moet dit iewers vandaan kry, om daardie erf te kan koop, en dan is daar ook 'n 5-slaapkamerhuis teen R28 miljoen, nog 'n 5-slaapkamer vir R26,5 miljoen, 6-slaapkamer R26 miljoen, en nog 'n 5-slaapkamer vir R26 miljoen. En dit is nou die tipe wonings wat bewoon word deur die amptenare in die Gauteng regering, en dan ondergaan hulle leefstyl audits en daar word bevind dat hulle hoë risiko gevalle is en dat die spesiale ondersoekeenheid dalk 'n belang daarby mag hê om hulle 'n bietjie te ondersoek. Ja, wat moet mense nou daarvan sê? Dit is eenvoudig net wat sê hulle, die werklikheid is vreemder as fiksie. Dit is eintlik Suid-Afrika is 'n satire wat homself skryf. Elke dag in die media en waar ook al lees ons net van hierdie gevalle van korrupsie en van uitspattige lewenstyle en van mense wat ontsettende duur klere dra en Louis Vuitton handsakke en alles wat daarmee saamhang. Louis Vuitton rym vir my met Frans Fanon, die radikale Afro-marxistiese denker wat alweer in Suid-Afrika aangehaal word. En die twee gaan hand aan hand, die revolusie en uitspattige leefstyle. Nou ja, as jy gesels gerus saam in die kommentaarafdeling en sê my wat jy dink van ons leierskap in ons land. Ja, ons beskik oor hierdie leiers wat geld verduister of sorg dat hulle in luxe wonings woon met Lamborghinis. En ek sien toevallig vandag daar is ook as 'n groep Afrikaners, mense met Afrikaanse name, hulle beskryf hulle gewoonlik nie as Afrikaners nie. Een van hulle is onder andere Piet Kroukamp. En hulle maak beswaar daarteen dat Amerika vlugtelingstatus bied aan Afrikaners vanuit Suid-Afrika, want hulle sê daar is niks fout met die land nie, daar is geen gevaar nie, ons word almal billik behandel, en so in hulle skrywe praat hulle ook van die vergrype of wandare wat Afrikaners gepleeg het in die land, maar dit, ek weet nie so mooi waarna hulle verwys nie, maar ek dink nie in die 40 jaar of meer van Afrikaner bewind in Suid-Afrika, het ons ooit sulke blaatante korrupsie gesien nie, daar was nooit dieselfde graad van misdaad en padongelukke, soos ons ook nou al oor gepraat het, as wat ons tans ervaar nie. Maar goed, dis 'n verhaal wat stadig aan ontvou hierdie, en laat ons dit maar dophou, en kyk waarheen dit lei. En as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en kyk gerus weer na ons boeke wat hier kan vind by die skakel onder in die beskrywing. Tot volgende keer, totsiens.